Goeiemôre en welkom hier by Spirit in Life. Hierdie is 'n broadcast groep wat ek uitstuur om oor God se woord te praat. En ek glo wat Johannes 6 sê, dat die woord van die Here is gees en lewe. Dat as jy by God se woord kom, dan bring dit lewe hier binne in jou, dit bring genesing. Die gees van die Here werk hier binne in jou. Nou, ek wil met jou praat oor gebed. Nou, dankie dat jy luister. Op die oggend, middag en aand, dit dalk aanstuur, daar's geen verpligting op jou nie. Maar ek wil jou graag inspireer met God se woord en jou leer rondom God se woord. Nou, as ons praat oor gebed, moet jy weet, alle gelowe het 'n vorm van gebed. Of jy moet 'n beeld aanbid, jy moet iemand se voete gaan soen, of jy moet 'n kers aansteek en 'n beeld aanbid en voor 'n beeld buig en tot iemand bid. Of jy moet nou 'n maatjie vat in 'n sekere rigting, 3 keer 'n dag moet jy nou bid. En dan kom daar so 'n skuldgevoel. Dan sê mense vir my, ja, maar hulle is 'n voorbeeld, dis hoe ons moet bid. Christendom is anders dan. En ek wil 'n paar goed die week met jou deel. As ons praat oor gebed, moet jy nommer 1 verstaan. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. Dit gaan God wat ons innooi in sy teenwoordigheid. Die deur oopmaak, in sy huis innooi. En dan sit nie 'n sekere rigting, 'n sekere tyd, 'n sekere plek wat jy moet bid nie. Dat God nooi ons uit om met hom te praat. Gebed is 'n verhouding. Dis die belangrikste wat jy moet verstaan. Jy verstaan wie God is. Nou hoor wat sê Hebreërs 4. Hy sê ons het dan nou 'n groot hoofpriester wat deur die hemele beweeg het. Jesus die seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aan hierdie Jesus vashou. Ek glo in Jesus. Hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, want hy het nie voor sonde geswyg nie. So dis belangrik. Jy kan na God toe gaan en hy verstaan jou. Hy verstaan as jy oor iets bid. Hy het medelee, hy verstaan ons swakhede. Hy veroordeel nie, beklei nie met ons nie. Hy verstaan ons. Nou sê ek, nou kan ons gaan nou met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal ons ontferm en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. So hy nooi ons en sê, ek wil jou help. So kom na my toe met jou swakhede, met wie jy is. Ek verstaan, ek het medelee, maar kom na my toe. Dan sê Hebreërs 11 vers 6. Hy sê as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Dit gaan nie oor jou werke nie, dit gaan oor jou geloof. Hy sê wie tot God nader. Nou gaan ek na God toe, ek gaan bid, ek nader na hom. Moet glo dat hy werklik daar is en dat die wat na hom soek beloon. So as ek begin bid, dan moet ek besef nommer 1, hy het genade met my, hy verstaan my swakhede, hy verstaan my foute, maar dat ek glo hy daar is en dat hy bestaan en dat hy die gaan beloon wat na hom soek. Want dis wie God is. Op die regte tyd gaan hy my help. Op die regte tyd gaan hy genade aan my bewys. En dis hoekom ek bid. Ek bid nie uit skuldgevoel uit nie. Ek bid nie omdat ek bang is nie. Ek bid nie omdat ek veroordeel voel nie. Ek bid omdat ek verhouding met God staan. En weet dat ek na hom toe kan gaan en hy my gaan help. Hy gaan my nie veroordeel nie. Inteendeel, hy verstaan my. Nou dink 'n oomblik daaraan, dat die Here ken jou van geboorte af. Hy het jou gemaak om op hierdie aarde te wees. So hy weet alles van jou af. Jy hoef niks weg te steek nie, want hy ken alles. Maar dan kan jy met vrymoedigheid na hom toe gaan. Want hy het betaal vir ons sondes, hy het betaal om ons vry te maak, hy het ons verlos. En nou kan ek na hom toe gaan en vra, Vader, help my asseblief. Jesus, help my asseblief. En dan help hy ons. Ek glo dat hy my gaan help, ek glo dat hy genade bewys, ek glo dat hy my op die regte tyd gaan verlos. En dis wie God is. En ek wil jou aanmoedig, wil jy nie meer begin bid, en net besef, dis 'n uitnodiging om in verhouding met hom te staan nie. Dankie dat jy lief is vir die Here, jy's 'n great blessing.